verby en ons het die koms van die koning gevier. Dit was 'n vreugdesfees en ek weet nie van jou nie, maar soms dra die vrug van daai fees aan jou lyf en dan weet jy het lekker gekuier. Dit is 'n voorreg. Ek weet vir soveel mense ook hierdie jaar om hulle geliefdes by hulle te hê van ver af. Dit is altyd die grootste geskenk wat 'n mens kan hê. En nou sit ons in hierdie stukkie niemandsland en dis hoe ek dit altyd sien. Dis die stukkie tyd tussen Kersfees en Nuwe Jaar. En daar gebeur gewoonlik twee goed in hierdie tyd. Ons kyk 'n bietjie terug en ons kyk vorentoe. Ons beplan. En daarom vandag 'n baie gepaste gedeelte uit Lukas 13, waar 'n spul ouens weer op Jesus afgestorm het om hom te toets, om te kyk wat hy sê. En dan soos gewoonlik, Jesus wat hulle intrek en sê, maar luister 'n bietjie na wat ek vir jou wil sê. Lukas 13 in my Bybel, die 2020 vertaling, bladsy 89 van die Nuwe Testament. Lukas 13 vanaf vers 1. Juis in daardie tyd was daar mense teenwoordig wat hom vertel het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met die van hulle offerdiere gemeng het. En hy het hulle geantwoord en gesê, dink julle daardie Galileërs was groter sondaars as al die ander Galileërs, omdat hulle hierdie dinge gelei het? Beslis nie, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle geval het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die inwoners van Jerusalem? Beslis nie, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hy het die volgende gelykenis vertel. Iemand het 'n vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was. En hy het vrugte daarin gaan soek en niks gevind nie. Toe het hy vir die tuinier gesê, kyk, dit is al 3 jaar dat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek, en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom moet dit die grond langer uitput? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat dit nog hierdie jaar bly staan, totdat ek rondom gespit en misgegee het. En as dit dan volgende jaar vrugte dra, goed, maar as dit nie gebeur nie, kan u dit uitkap. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Voorreg om die woord van die Here te deel, is altyd 'n groot voorreg wat 'n mens nooit moet miskyk nie. Dankie. Here, u ken my hart. U weet wie hier is. U weet wat vir my belangrik is, Here. U weet wat vir my iets is wat na in die hart lê. U ken elke tree van my pad, Here. U weet van die oomblikke waar ek langer sou wou stil staan, want dit was mooi oomblikke, amper soos 'n feestafel waarvan 'n mens nie wil opstaan nie. Maar u ken ook die oomblikke, ook in hierdie jaar, waar die mat onder my voete uitgeblik het, wat my weerloos en alleen en stikkend gelaat het. Daardie tye, Here, was dit nie omdat u weggekyk het nie. Daardie tye was nie omdat u my alleen gelos het nie. Ook daar, Here, het ek u herdershand leer ken. Dawid kon dit nie beter gestel het nie. Ook daar lei u my deur die dale met lang skaduwees. Dankie, Here, dat ons hier is. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om 'n Sondag by mekaar te kom. Dankie, Here, vir familie. Dankie vir geliefdes. Dankie dat u my lewe volmaak. Dankie vir my kinders na wie ek kan kyk en sê, ek is geseën. Want ons is. En niks wat ek het, is ek eienaar van, Here. Niks is my eiendom nie. Alles behoort aan nie. Ek het die voorreg om daarin te leef, daarmee saam te leef.
maar alles behoort aan U. Daarom, Here, as ek met U woord omgaan, wil ek dit nie lees as 'n stukkie geskiedenis of 'n blote storie. Ek lees my lewe daarin. Ek sit aan U voete. Ek luister na U getuienis. En as U praat van die vyeboom, dan pas ek dit ook toe, Here, op my eie lewe. Ons bid vir ons geliefdes. Ons bid vir ons verre mense. Ons bid vir ons mense in Suid-Afrika, Here. Ons bid vir ons mense reg oor die wêreld. Ons bid vir ons geliefdes saam wie ons graag sou wou deel wees in hierdie tyd van die jaar, Here. Ons bid vir ons kinders met ver horison, ons bid vir ons ouers wat ons na in die hart lê. Wanneer ons vir hulle bid, plaas ons hulle opnuut in U hande. U is ook daar waar ons nie kan wees nie. Dankie, Here, vir U goedheid en guns. Somtyds kom daar 'n stukkie omstandighede oor my pad, miskien 'n afskeid, 'n nuwe begin, 'n nuwe hoofstuk. En dit verberg U goedheid en guns, want ek is bang, beangs, bekommerd. Maar eintlik leef ek so in U teenwoordigheid. Dankie daarvoor. Dankie dat U my lewe werd genoeg geag het om U lewe vir my te gee. Aan U kom toe alle eer tot in heerlikheid. Amen. Kom mense na my toe en sê, ons wil hê jy moet asseblief, of ek wil hê jy moet asseblief hieroor of daaroor preek. Ek het 'n tema vir jou boodskap, daar is iets wat ek graag wil hoor. En soms is dit iets waarmee iemand regtig sukkel. En hulle wil graag leiding hê en dit sal goed wees as ander mense saam kan luister. Ek het 'n probleem hiermee, praat asseblief daaroor. Ek wil hoor, wat dink jy daarvan? Maar baie kere kom mense en sê, ek wil hê jy moet hier of daar oor preek. Nie omdat hulle 'n probleem het nie. Omdat iemand anders 'n probleem het. Ek het 'n tema vir jou prediking, ek het iets wat ek wil hê jy moet oor praat, want my kind het moeilikheid hiermee, of my pa en my ma het moeilikheid hiermee, of 'n baie bekende een, my skoonma sukkel hiermee. Dit gebeur gereeld. En dan kom jy agter die probleem is iets wat nie so groot is nie. Maar iemand anders se foute moet in die klok gehang word en iemand anders se sonde en dit wat hulle verkeerd doen moet geopenbaar word sodat ek weet hulle het gehoor en ek weet hulle het geluister. En dan kry jy sommer ook ouens wat vir jou sê, hoorie, ons het 'n dominee gehad wat nie geskroom het om 'n ding op sy naam te noem nie, hy het sommer ouens uitgewys in die gemeente. En dan wonder ek hoe dit op die lang termyn nogal gewerk. Natuurlik moet ons bewus wees van sonde en skuld en goed wat ons verkeerd doen. Maar partykeer leef jy in hierdie lewe dat jy dink alles loop reg en jy maak nie foute nie. Natuurlik moet ons hoor van hierdie goed wat afstand tussen ons en God skep. Want dis wat sonde doen. Sonde vat nie vir God weg nie. Sonde vat jou weg van God weg. Sonde skep afstand. Sonde bring skeiding. Natuurlik is dit goed om te hoor hoe lyk die vyand voordat ek met hom kan veg. Maar partykeer wil ons boodskappe hoor oor foute en sonde en skuld en moeilikheid om iemand anders op hulle foute te kan wys. Ons wil hulle eintlik bykom met die woord van die Here. Ons wil hulle bykom met die preek. C.J. Langehoven het eendag gesê, snaaks hoeveel ywer 'n mens het om jou naaste te verbeter. 'n Mens kan nogal met 'n veroordelende oog na mekaar kyk, is dit nie? Dit is die maklikste ding wat kan gebeur. Dit is eintlik verskriklik natuurlik vir 'n mens om veroordelend na mekaar te kyk. Dit gebeur so natuurlik dat dit jou eintlik angstig maak. En daarom sê die Here ook op 'n stadium, Matteus 7,
Moenie jou moeg maak met die splinter na aan een se oog nie. Want in jou eie oog is daar 'n balk wat baie groter is as die splinter en wat baie moeilikheid maak en baie meer sondig en skuldig is as 'n splinter in jou broer se oog. En tussen ons kan mekaar nogal moeg maak met die splinters in 'n ander een se oog. En het jy agtergekom as jy eers begin fokus het op die splinter in 'n broer se oog, is dit waarop jou fokus val. Die oomblik as jy eers begin fokus op die foute en tekortkominge wat iemand anderster maak, raak jy baie keer blind vir jou eie gebreke, jou eie foute, jou eie moeilikheid, jou eie mislukkings, jou eie defekte. Ek het ook al gesien, die meeste mense wat daarvan leef en daarop uit is om ander gedurig terecht te wys, om hulle te wys op hulle foute en tekortkominge, is die ouens wat dikwels die minste oop is vir teregwysings. Die ouens wat die meeste kan uitdeel, is die ouens wat gewoonlik die minste kan ontvang en wil ontvang. Nou kom ons vandag by hierdie stukkie Niemandsland, 28 Desember, tussen Kersfees en Oujaar en Nuwejaar. En eintlik is Lukas 13 'n geweldige gepaste gedeelte vir hierdie tyd van die jaar. Hierdie tyd gaan oor twee goed. Aan die een kant refleksie, terugkyk op 'n jaar wat verby is, die hoogtepunte en die laagtepunte, die goed wat ek wil onthou, die goed wat ek wil vergeet, die goed wat my bly gemaak het, die goed wat my seer gemaak het, die goed wat my in dankbaarheid gelos het, die goed wat die mat onder my voete uitgeblik het. En aan die ander kant, saam met die refleksie, gewoonlik beplanning. Wat wil ek verander? Wat moet verander? En waarop kan ek voortbou? Wat het goed begin en waarop kan ek 'n volgende hoofstuk bysit? En dis 'n wonderlike tyd van die jaar hierdie, hoekom? Want is ook tyd om 'n bietjie op my eie splinter te fokus, voordat hy 'n balk word. Is ook tyd om so 'n bietjie na jouself te kyk en te sien hierdie klein probleempie wat later 'n groot ding kan word. Kom ek vra die Here se sorg en sy leiding, kom ek tree daarvoor in. Ons is by Lukas 13, daar is 'n spul mense wat by Jesus opdaag met slegte nuus. Die Griek sê hulle was skielik teenwoordig met slegte nuus. Nou wil ek vir jou sê, gewoonlik kon jy aan Jesus se reaksie agterkom, wie by hom opgedaag het. Die Here was baie keer tegemoetkomend. Baie keer het hy iemand gelei om uiteindelik by 'n punt te kom met baie geduld. Maar die oomblik as iemand daar opdaag en Jesus tree drasties op, hy val eintlik in die rede. Hy probeer so vinnig optree want hy wil hulle gedagtes net daar vasknyp. Hy wil nie hierdie goed moet verder gaan nie. Hy wil hulle in 'n nasies kort knip voordat hierdie goed kan saad skiet en kan ontwikkel. Dan moet jy weet, dis waarskynlik die Fariseërs wat by hom opgedaag het. En as die woord van die Here vir jou sê, iemand was skielik teenwoordig, dan weet jy, hierdie mense het nie saam met Jesus getrek nie. Hierdie mense was nie deel van sy volgelinge nie. Hierdie mense was nie disippels wat elke tree saam met hom gegee het, gereed om elke woord te ontvang nie. Dis wat die Fariseërs gedoen het. Hulle het altyd gekom, opgedaag, groot probleem, al sy aandag geverg, nie soos 'n bom wat jy gooi. En dan het hulle weer teruggetrek. Want hulle is gewoonlik bloedneus daar weg. Totdat hulle weer opdaag. En nie daag skielik mense by hom op, hulle is skielik teenwoordig en hulle bring verskriklike slegte nuus. Jesus kan jy glo, daar was 'n spul mense wat gaan offer het, en hulle moes iets verkeerd gedoen het. Want Pilatus het hulle doodgemaak in die tempel, sodat hulle bloed met hulle offerdiere gemeng het. Wat doen die groep mense? Hulle kom soek 'n splinter in Jesus se oog. Hoekom? Want hulle praat nie net van mense wat by die tempel doodgemaak is nie, hulle praat van 'n spul Galileërs. En van waar was Jesus? Nasaret, Galilea.
En dit was die spul Fariseërs wat altyd hier in Judea aan die onderpunt naby Jerusalem gebly het. Hulle het altyd na Galilea gekyk en gesê, daai mense is so sondig, hulle kan nie naby aan God wees nie. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Want daar is heidense invloed. So as jy van Judea was, soos die Fariseërs hieronder, en jy kyk na Galilea daarboor, en skud jy jou kop en dink, nee wat, hou verby. So hier kom hulle, en hulle praat van die spul Galileërs, wie anders? Wat in die tempel waarskynlik iets verkeerd gedoen het. En hulle het met hulle lewe geboet. Eintlik ongelooflik, baie wreed. En dan wil hulle eintlik vir Jesus laat weet, iewers het hierdie mense so iets gedoen dat God ontevrede was daarmee, dat hy het toegelaat het, dat hierdie wrede ding met hulle gebeur het. Wat wil hulle hê? Hulle wil eintlik Jesus moet bevestig, hulle is reg. Hulle moes iets verkeerd gedoen het, hulle moes God kwaad gemaak het. Pilatus moes van iets geweet het wat niemand anders weet nie. En ja, hulle het ontvang wat hulle verdien het. Maar dan doen Jesus dit nie. Hy sê net soos wat jy hierdie kan nie kan verstaan nie, kan jy ook nie die 18 mense verstaan wat dood is toe die toring op hulle geval het, waarmee hulle besig is met 'n waterleiding nie. En ewe skielik is hierdie nuusdraers stil. Maar die Here wou van die begin af laat weet dat hulle is nie dood, die spul in die tempel of die watertoring, omdat hulle sondig was nie. Hierdie wrede dood was nie God se straf, omdat hulle nie naby genoeg aan hom gebleef het nie. En dan sê hy eintlik iets, wat elke splintersoeker moet hoor. Hou op fokus op iemand anders se sonde. Hou op juig en jubel in die ellende wat hulle beleef en dink, dis hulle verdiende loon. En fokus 'n slag op jouself. Fokus 'n slag op jouself. En dan vertel hy die gelykenis van die vrye boom. Nou wil ek vir jou sê, dis wat Jesus anders maak as enige een van ons anders. Want gewoonlik, as jy iemand het in jou lewe wat 'n splintersoeker is, wat altyd daarop uit is om jou foute uit te wys, jou tekortkominge, wat daarop uit is om te sê hoeveel foute jy het en hoeveel goed jy droog maak en nie reg doen nie, probeer jy daai persoon uit jou lewe uitkry. Want jy wil nie uitgelewer wees in hulle wrede woorde en hulle wrange oordeel nie. Splintersoekers is mense wat jy wil wegkry. Jy leef om hulle, jy leef verby hulle, jy stoot hulle een kant toe, want dit is nie maklik nie. Nie Jesus nie. In plaas daarvan om hierdie mense wat hom eintlik kom beledig het, want hy is 'n Galileër, een kant toe te skuif, sê hy, kom bietjie nader. Ek wil vir jou iets vertel. Ek wil 'n spieël gaan haal, my woorde gaan die spieël wees, en ek wil hê jy moet voor daai spieël gaan staan, en jouself 'n bietjie meet. Ek wil jou toerus, ek wil jou nader trek, ek wil jou kop swaai, ek wil jou hart swaai. Jy sien, die Fariseërs het 'n indeling gehad van mense, wat ek en jy baie keer nog volg. Vir die Fariseërs was daar twee tipes mense. Die wat naby aan God leef, die wat ver van God af is. En hulle het hulle self ingedeel by die wat naby aan God leef, sondeloos, skuldloos, maak nie foute nie, maak nie probleme nie. Kan vinnig 'n fout uitwys, kan vinnig iemand veroordeel, want ons is naby aan die Here, en daarom gaan dit met ons goed, ons is geseënd. Maar die wat ver van die Here af bly, die ouens wat deur is, dis die ouens met nood en ellende en ongelukke, want jy is nie naby genoeg nie. Dit was hulle indeling. Jy kry mense wat vandag nog 'n indeling volg, jy kry kerke wat daai indeling volg. En dan kom Jesus en met hierdie gelykenis kom deel hy 'n nuwe
deels om, hy maak iets niets, hy het 'n nuwe indeling. Sê, dit gaan nie daaroor naby of ver van die Here af nie. Hy sê, daar's twee groepe mense eintlik. Die wat in dankbaarheid leef oor dit wat hulle ontvang het. En die wat dit miskyk. Die wat in dankbaarheid leef oor genade, liefde en sorg, en die wat dit miskyk. Die wat vrug dra uit dankbaarheid, die wat dit nie doen nie. Die wat weet, jy kan vrug dra, want dis genade alleen, en die wat dit nie weet nie. Dis waar die indeling lê. En dan vertel hy van die boom, vreemde vyeboom die. Gewoonlik het die vyebome opgekom in onherbergsame gebiede in Palestina. Vyebome kon groei waar ander goed nie wil groei nie. En gedurig as jy hoor iemand het onder die skaduwee gesit van 'n boom, waarskynlik 'n vyeboom. Adam en Eva het al moeilikheid gehad met die vyeboom toe. Maar die vyeboom staan nie in onherbergsame gebied nie. Die vyeboom staan in 'n wingerd. En as jy in die Bybelse tyd hoor van 'n wingerd, dan weet jy, dis 'n stukkie vrugbare grond wat elke sentimeter, vierkante sentimeter, tel eintlik, want jy kry nie baie van dit nie. En wingerde was grond wat na gekyk was, wat omgespit was, wat bemest was, met goeie bemesting. Wingerdgrond was kosbare grond, wat elke stukkie van gebruik was. En nou sien jy ook, daar is waarskynlik 'n hoekie gewees, en die boom staan daar. Nie 'n seldsame ervaring in daai tyd nie. Vir 'n hele paar jaar staan die boom nou al daar. Vyebome dra van hulle 3 jaar oud is. Hierdie ou moes al 3 jaar gelede begin dra het. Hy is omtrent al 6 jaar oud, groterige boom. Vir 3 jaar lang wat hy moet dra, het hy ook nie gedra nie. Hierdie vyeboom het alles wat hy nodig het. Hierdie vyeboom het meer as die vyeboom op die vlakte. As genoeg water, bemesting, voedingsstowwe. Die grond word omgespit. En 'n mens sou dink, daar sal vrugte wees. As jy alles vir 'n boom doen wat jy kan doen, en hierdie boom is in beter omstandighede vrygestel as wat die ander bome wat soos hy lyk, buite is, en daar's nie vrugte nie. Ek dink nie 'n mens word kwaad nie. Ek dink jy is diep teleurgesteld. Ek het so 'n boom gehad, ek kan nie onthou nie wat so 'n boom het was nie. Jy het alles gedoen, alles gegee. Daar was nooit 'n vrug aan nie. Wat doen die Here? Met 'n kosbare woord, 'n paar woorde, soos wat net hy kon praat, vat hy die fokus weg van die Galileërs wat dood is. En hy bring dit terug. Dadelik weet almal wat luister. Hierdie boom is 'n bekende boom. Want hierdie boom wys na my toe. Dit gaan nie hier oor hulle meer in die tempel nie, dit gaan oor ons. En ewe skielik, as jy hoor van die boom, kan dit hartverskeurend word en moeilik. Hoekom? Want jy besef in genade, kry jy baie. God voorsien wat ek nodig het. God sit my op plekke waar ek kan groei. God sien my uit my skoene uit, ek moet my oë oopmaak om dit te sien. God gee vir my meer as wat ek verdien. Maar dra jy die boom vrug? Ewe skielik gaan dit nie meer oor die skuld en die sondes van ander nie. Ewe skielik gaan dit nie oor die splinte in hulle oë nie. Ewe skielik is die enigste vraag wat gevra word, is daar vrug in my lewe? Ek het alles wat ek nodig het. Alles word gegee wat ek moet hê. Maar dan die vraag, is daar vrug in my lewe?
Skryf vir 'n oomblik die wêreld op sy wapens, baie maklik fokus die wêreld met sy geweld en sy misplaaste teorieë en sy misdaad en sy stikkende verhoudings. Los hulle vir 'n oomblik uit. Want dit is baie maklik om jouself te meet aan ander wat meer sondes het as jy. Dit is baie maklik om jouself te meet aan 'n spul hooligans wat morsige lewens lei en dink, dit lyk dan nie so erg by my nie. As God iemand straf, sal dit hulle wees, nie ek nie. Op sondegebied is jou lewe dalk 'n bietjie meer uitgesorteer as jou neer wat so baie suip of jou wille niggie. Maar is daar vrug in jou lewe? Is daar vrug in jou lewe? Beteken jy vir iemand iets? Kyk jy na ander soos wat Jesus na hulle gekyk het, steek jy jou hand uit? Nee? Dat ek vir jou moeilike nuus. Die eienaar sê ek soek hierdie boom nie langer nie. Kap hom uit. Jy hoor sommer die teleurstelling in sy stem. Kap hom uit. Kort opdrag. Vol teleurstelling. Maar dan gebeur daar iets wat nie enklik gebeur nie. En die woord van die Here is 'n tuinier, iemand wat nie terugpraat nie. En as die eienaar sê kap uit, dan het jy al die byl gegryp. Nie die tuinier nie. Die opdrag kom, kap het uit, daar's dadelike antwoord. Nie moeilikheidsoekerig nie, nie opstandig nie. Blijtend. Gee hom nog een seisoen kans, asseblief. Ek sal ekstra moeite doen. Die tuinier vra vir 2 goed. Genadetyd, nog 'n seisoen asseblief, en dan geleentheid om in daai genadetyd nog ekstra werk te doen. Nog 'n bietjie meer omspit, nog 'n bietjie meer moeite, nog 'n bietjie meer bemesting. Dalk is daar vrug. En dis hier waar ek vanmôre besef, saam met jou, dankie tog vir die tuinier. Want ek sien hoe doen hy moeite in my lewe. Ek ervaar dit. Ek sien hy spesialiseer in bome soos ek, wat baie keer dor en bar en leweloos en vrugteloos is. Ek sien hy spesialiseer in bome soos ek. Wat vra die Here vanmôre van jou? Een ding. Bly in die wingerd. Bly daar waar God werksaam is. Bly daar waar die tuinier besig is. Bly daar. Dis al wat jy hoef te doen. En die oomblik as jy begin sien hoe hierdie tuinier werk en jy weet dit en jy voel dit. En die vrug is daar. Is dit nie moeite nie. Dis wanneer jy agterkom dat hierdie tuinier met my besig was, dat ek die boom was vir wie hy grasie gevra het. Dat vrug dra nie vir jou moeite is nie. Dis in dankbaarheid. Dis met vrede. En jy weet, die Heilige Gees woon in jou en hy werk met jou. Jy weet, dis die Here se vingerafdruk op elke nuwe bladsy van jou lewe. Jy weet, jou lewensstorie is eintlik in sy handskrif. Maar
kom sê ek vanmôre. Dankie vir die tuinier wat gepleit het vir my nuwe seisoen. Mag die Here jou seën. Mag ek en jy in hierdie tyd bewus wees van sy werk met ons, en sy liefde in ons. En mag dit 'n voorreg wees om vrug te dra. Amen. En ek vra u geduld met my. Ek kom vier Kersfees elke dag in my lewe. Die koning het gekom, die tuinier is besig. Julle maak my oë oop sodat ek sien waar daar nood is. Maak my ore oop sodat ek luister, al het ek al 70.000 keer dieselfde storie gehoor. Maak my hand oop. In 'n wêreld waar mense dikwels net vir hulle self leef. Amen. Vang die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen bly wees. Amen.